Ons het reeds gebid en die seën van die Here gevra ook oor die voorlees en prediking. En dan gaan vir ons dan lees Romeine 3 daar vanaf vers 21. Regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. En sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is, dat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet opnuut deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Geliefdes, soos wat u kan hoor, die saam lees uit die woord uit, is dit 'n redelike diep teologiese gedeelte hierdie. Ons gaan werklik probeer om dit so eenvoudig as moontlik, maar tog met die doel om God te eer, saam te vat en vanoggend dat u leer te gee. Nie 'n spesifieke teksgedeelte wat ons by gaan stil staan nie. Ons gaan na hierdie twee gedeeltes veral ook ons fokus op vers 21 tot 31 plaas. Mag jy altyd met die woord gehoor het dan die saligheid in Christus Jesus ervaar en sy naam beleef en daarvolgens gaan lewe. Nou in die gemeente van ons Here Jesus Christus, moeilike omstandighede, die ken ons baie goed. Veral wanneer dit vir jou voel asof jou lewe een groot woeste storm is. Daardie oomblik wanneer dit koud raak, daardie oomblik wanneer jy verlore voel. Maar vooral in daardie tye wat ons so stil raak, dan dink ons baie aan ons eie lewens. Ons dink baie keer aan ons eie foute. Ja, ons foute wat soos 'n swaar rugsak op ons skouers druk. Elke tree wat ons gee binne hierdie omstandighede is swaar en is gevul met moeite. Elke herinnering, en elke gedagte herinnering aan waar jy geval het. Dalk 'n harde, lelike woord teenoor iemand vir wie jy lief is. Dalk 'n keuse wat jy gemaak het en jy dra steeds die gevolge daarvan, daardie besluitneming wat soos 'n spook by jou rondhang. Of dalk die stille vrees, as jy na jou eie lewe kyk, dat jy nooit deur God aanvaar sal word. Ons ken hierdie omstandighede, ons ken hierdie donker. Daardie oomblikke waar ons voel ons so alleen is. Daardie oomblikke waar ons voel dat ons vasgevang is in ons eie mislukkings. Maar die wonder van dit alles is, 'n kind van die Here gryp altyd terug na die kosbare beloftes van God in die Bybel. 'n Kind van die Here gryp terug na 'n vers soos Jesaja 43 vers 1 wat sê, wees nie bevrees nie, ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. En wanneer 'n mens hier na Romeine 3 gaan kyk, dan sien ons dis presies die boodskap van Romeine 3 daar vers 21 tot en met vers 31. Dis die boodskap wat Paulus hier aan ons wil oordra. Nou vir ons om die krag of die waarde van hierdie geleesde gedeelte te verstaan en te begryp,
moet ons eers die werklikheid van die voorafgaande gedeelte in die oë staan. Ons moet gaan stilstaan by hierdie kragvolle verse van vers 9 tot en met vers 20. Want Paulus is hier in hierdie gedeelte besig om die natuur van die mens uit te lê, om vir die mens te kom vertel, wie is jy? Wie was jy en wie sal jy bly? Paulus is hier besig om vir die gemeente en ons vanoggend te sê, hoe lyk jy? As 'n mens net bloot gaan kyk na hierdie vers 9, na die aanhoor van die onverdiende genade, vra Paulus, wat dan? Het ons nou enige voorrang? Het ons nou enige voordeel? Diegene wat die onverdiende genade van God beleef, word jy nou bevoordeel? Hoegenaamd nie, sê Paulus. Want almal is onder die sonde. Niemand is vrygestel nie. Nie die vroeë Jood wat die wet ken en 'n behoefte het om die wet te onderhou nie, maar ook nie die heide nie wat sy eie pad volg en sy eie pad loop nie. Paulus is hier besig om ons in die oë te kyk en hy wil glad nie 'n vriendskap met ons aanknoop nie. Hy kom sê vir ons reguit, almal is skuldig en almal staan skuldig voor die lewende God. En om dit dan te verduidelik, gebruik hy in vers 10 tot en met vers 18 verwysings terug na die Ou Testament, waar hy wil hê die mense in die gemeente moet presies weet wat Paulus hier vir hulle sê. En dan sê Paulus hier die woorde wat ons so in die begin van die erediens aangehoor het, daar in vers 10. Daar is niemand regverdig nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. En daar is niemand wat God soek nie. Verder beskryf Paulus hoe die harte van mense dwaal en hoe die harte van mense van die Here af weg beweeg. Paulus verduidelik vir ons hoe die woorde van mense breek, seermaak en verniel. En dan gaan Paulus verder en hy kom leer vir ons dat dit is die mens se dade wat verwoesting saai en verwoesting bring. En wanneer 'n mens hierdie verse lees, en wanneer jy verstaan wat Paulus hier bedoel, dan sit en beef jy voor hierdie realiteit en waarheid. Ons is verlore sonder God. Nie een van ons kan uit ons eie uit die poorte van die ewigheid beerwe nie. Nie een van ons kan vanuit ons vroomheid die hemelpoorte verdien nie. Paulus gebruik dieselfde woorde wat ons hoor in Micha 7, as Micha die hele volk ondersoek, en hy sê die vroomste van almal is soos 'n doringstruik. Die mees gelowigste van almal onder die volk is soos doringdraad. Jy wil amper nie eers naby dit kom nie. Dis wat Paulus besig is om hier vir die gemeente te leer. En dan gaan Paulus nog verder, want ons ken Paulus, hy sê 'n ding reguit. Daar in vers 19 tot 20 kan ons sê, slaan Paulus ons as ware met 'n hamer, hy slaan die wind uit ons seile uit. Daar staan geskrywe, nou weet ons, dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien aan die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Om dit eenvoudig saam te vat, want ons ken Paulus se skryfstyl, dit is baie moeilik om werklik te begryp wat hy wil sê, maar om dit eenvoudig saam te maak, sê Paulus in hierdie vers, dat die wet is soos 'n dokter, wat die siekte gediagnoseer. Die dokter weet wat is die probleem. Maar hy het nie die vermoë, of die medisyne, of die hulpmiddels, om dit aan te spreek of reg te stel. So die wet as ware kom wys ons sonde, en kom wys ons foute, en kom wys ons tekortkominge, maar die wet kan ons nie red nie.
En dink aan hoe hierdie waarheid voel en hoe dit ons eie lewens raak. Ons probeer elke dag, en ek glo en ek hoop dit is wat in u leef, om elke dag op te staan, om nog beter te wees, om die regte ding te doen, om goed genoeg te wees. Ons probeer onsself besig te hou met God se sake en God se woord. Maar wanneer ons die wet lees, wanneer ons Romeine 3 vers 10, 11 lees, dan word ons konstant gebombardeer met ons eie tekortkominge. En dit maak mens wonder. As jy werklik ernstige selfondersoek doen, of jouself in die spieël van die wet kyk, dit maak 'n mens nog ons wonder of ons ooit goedkeuring van God af sal kry. Of ons ooit goed genoeg vir God sal wees. Ek nie of jy al so gevoel het. Ek dink baie van ons het al in ons lewens so gevoel. Hoe kan die Here my red? Kan hy my help? Ek ken myself die beste. En ek verdien dit nie. Want as jy hierdie donker konteks wat Paulus besig is om hier te stel en te skryf wat ons nodig het, want as jy hierdie donker konteks wat ons honger maak vir die goeie nuus en wat ons laat uitreik na die blye evangelie van ons Here Jesus Christus. In Romeine 3, daar vanaf vers 21 kan ons sê, dis soos 'n sonstraal wat deur 'n bewolkte dag breek. Daar is iets besig om te gebeur. Iets goeds is besig om voor te lê. En dis as ware presies wat gebeur in Romeine 3 vers 21 tot 31. Die son breek deur hierdie mismoedige toestand van die mens. En dan begin Paulus met hierdie kragtige wending. Maar na al hierdie dinge, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Hier is die hoop waarvoor ons gewag het. God se geregtigheid, sy manier om ons reg en rein voor hom te stel en te maak. Kom nie deur ons eie pogingkies nie, kom nie deur die vroomheid van jou geloof nie. Kom nie vanuit ons pogings om die wet van God te hou of te onderhou nie, maar deur 'n ware en aktiewe lewende geloof in Jesus Christus, die Seun van God. Hoor wat sê vers 22, die geregtigheid, naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. En wanneer 'n mens na hierdie genade teologie van ons Here kyk, dan besef ons is besig hier met die hartklop van die evangelie. Want elkeen van ons staan skuldig voor die aangesig van die Here. Elkeen van ons het 'n lys van sondes om op te noem vanoggend, wat ons die hele dag hier gaan hou. Maar wat sê Paulus vanoggend? God se genade is vir elkeen van ons. Ja, vir jou wat jouself bevind in donker omstandighede. Vir jou wat vanoggend voel, ek is nie goed genoeg nie, God se genade in oorvloed. Vir jou ongeag wie jy is of wie ek is. Waarom? Want dis wat vers 23 vir ons sê. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Elkeen van ons staan in dieselfde storm. Elkeen van ons beleef dieselfde tydelike lewe met die invloede en die aanvalle van die Satan. Maar wat beleef ons ook? God se hand wat uitreik na jou toe om jou te red, ten spyte van jou agtergrond. Die getroue verbondsgod altyd sy hand sal uitreik na sy kinders. Vers 24 kan ons sê soos 'n lied van blydskap. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Sonder verdienste. Verniet. Gratis.
Dis wat ons ontvang by die Vader, 'n geskenk. Nie iets wat ons kan verdien nie. Here Jesus Christus het aan die kruis gesterf om ons skuld van ons af weg te neem. En het homself kom openbaar aan ons as die volmaakte Messias, die versoener. Die een wat die verhouding tussen ons en God kom herstel het, en op dieselfde tyd die geregtigheid van God, die straf en die oordeel en die vloek en die toorn op die sonde, en God se onbeskryflike genade vir ons kom word het. So dit in ons geestesoog sien hoe hierdie straf van God op die sonde kom, die loon van die sonde is die dood, om God verlatenheid te beleef. En ons sien hier die genade en barmhartigheid van God. En wat Paulus vir ons vandag leer, is dit verenig in Christus Jesus. God se toorn, regverdige toorn en onverdiende genade vir jou word gedra deur Jesus Christus. Hoor wat sê vers 25. Hom, dis Jesus, het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Jesus se bloed, sy gebroke liggaam, is die prys vir jou vryheid. God is heilig, hy kan die sonde nie ignoreer nie. Dit moet gestraf word, maar hy is ook liefderyk en genadig. En daarom kom hier die Vader en hy doen iets wat ek en jy nie sal doen nie, hy stuur sy enigste seun aarde toe, om verniel te word, om verneder te word, om opgespoeg te word, en uiteindelik dan ook God verlatenheid te beleef, om ons straf namens ons te dra. Dit is 'n liefde, geliefdes. As hierdie liefde van die Vader nie trane in jou oë bewerk nie, dan verstaan jy dit nie. Want dit is 'n liefde wat God nie eens van jou en my vra nie. Om jou eie kind te laat sterf nie, met die wete dat hy gebore word, om vernietig te word. Dis die liefde. Die troue verbondsgod openbaar reg deur die skrif vandag nog aan jou en my, ook in die gemeente hier in Rome. Hy het fisies gekies om in ons plek te ly, sodat ons vry kan wees. Deur geloof in hom word ons geregverdig, nie omdat ons goed genoeg is nie, maar juist omdat Jesus goed genoeg is. En dan in verse 27 tot 31 wat ons saam gelees het, kom Paulus en hy sê, ek waarsku julle ook net teen een ding. Geestelike hoogmoedigheid of gemaklike selfvertroue. Ons kan nie spog met ons verlossing nie. Ons kan nêrens dit onsself toeëien of toeskryf nie, want verlossing is God se werk, nie ons nie. Hy alleen bewerk dit, hy aktiveer geloof, hy plant die saad van geloof in jou. As die Here nie daar die saad van geloof in jou plant nie, kan jy nie daar die hand wat uitreik gryp nie. Jesus sê dit so mooi, niemand kom na my toe, behalwe as die Vader hulle nie trek nie. Want die mens bied weerstand. Die mens se natuur is om God en God se dinge te haat. Maar God is groter as dit. En hy trek ons terug na hom toe. Daar wil ons moet wees. En dan sluit Paulus hierdie gedeelte af met 'n baie belangrike vraag. Maak ons dan nou die wet tot nie deur die geloof? Beteken dit nou die wet is nie meer van toepassing nie? Ons hoef nou nie meer die wet van die Here te onderhou of te onderskryf nie. En dan sê Paulus met 'n sterk stelling, nee, stellig nie. Inteendeel, ons, want hier is ons bevestig die wet. Ons leef nou juis onder die wet in dankbare gehoorsaamheid aan God se eise en verordeninge. Want ons weet die vervulling van die wet is in Jesus Christus. Die Here wet wys na hom toe, die een wat die las gedra het, dat ons nie meer onder die las van die wet hoef te staan nie. Maar nou bloot met gehoorsame dankbaarheid, bereidwilligheid, ywer en deur die liefde van Christus gedring word om te lewe soos dit God behaag. Die wet wys vir ons, Jesus het jou kruis gedra. Hy het vir jou die redding bewerk. Maar hy moes onder hierdie wet staan. 'n wet wat ek en jy weet so moeilik is.
om te onderhou. Die lyn van verlossing loop soos 'n goue draad deur die hele Bybel. En in Romeine 3 vers 21 tot 31 kan ons sê, bereik die verlossingsteologie 'n hoogtepunt, 'n kosbare teksgedeelte hierdie. Die Ou Testament was 'n koor van beloftes, fluisteringe van hoop, wat alles na die Here Jesus Christus toe gewys het. Van Genesis af, daar in Genesis 3 vers 15, kry ons al blootstelling aan hierdie verlossingsplan van God. Ek sal 'n seun stuur, my seun stuur, om die slang se kop te vermorsel. En hy sal in die hakskene gebyt word. En dan sien ons in Jesaja 53 vers 5, dat dit inderdaad die waarheid is. Jesaja openbaar en profeteer hier die lydende diensknegt. Ja, die een wat in die hakskene gebyt is, wat die volheid van die pyn en die vloek van die sonde gedra het. Die hele Ou Testament het 'n rigtingwyser na Jesus toe. Hy is die vervulling van die Ou Testament. Die offerdiere daar in die tempel was maar skaduwees. Ons kan dit noem tydelike pleisters vir 'n siekte, wat net een geneesheer kon genees. Dokters, ons ken dokters, hulle kan jou liggaamlike las verlig. Maar 'n dokter se krag en vermoëns is beperk. Hulle kan jou pyn stil, maar 'n dokter kan nie die vlek van die sondaar wegneem nie. 'n Dokter kan jou nie red vir die ewige lewe nie. 'n Dokter kan jou nie volkome herstel nie. En Jesus kan. Hy kom vanoggend uit hierdie teksgedeelte uit en hy sê as ware vir ons, my kind, toe jy jouself daar bevind het in die modder van sonde, toe het ek jou daar uitgetrek, toe die kettinge van skuld jou gebind het, ek het daar die kettinge gebreek. Die loon van die sonde te groot raak, het ek dit betaal, die dood ja. En die Here kom vanoggend deur hierdie woord en deur die doop en kom sê vir ons, ek gee vir jou 'n nuwe hart. Ek maak jou 'n nuwe mens. Gaan leef onder hierdie nuwe identiteit. Voel die krag van hierdie waarheid. Jesus is jou vervulling. Hy het as ware in jou plek ingetree en gestaan. Hy is die antwoord op elke traan wat stil in die nag gehuil word. Hy is die antwoord op elke desperate gebed van uitkoms en verlossing. Want die wet van die Here jou veroordeel, soos ons dit vanoggend gehoor het. Ag nee, ek het alweer gestruikel. Ek het weer tekort geskiet. Kom Paulus en hy bring die genade in Jesus Christus. Toe hy aan die kruis gehang het hy jou skuld, jou pyn, jou vrees op hom geneem. En toe hy in die graf uit opgestaan het hy jou hoop gegee. Hoop wat sterker is as die dood. En dit beleef ons by 'n oop graf staan van 'n geliefde. Die hoop van die opstanding in Christus is meer as enigiets in hierdie wêreld. Die Ou Testament se beloftes is so sterre in die nag. Dit helder nie die hele wêreld op nie. Jesus is soos die son wat die duisternis verdryf. Hy is die vervulling van God se plan en dit bring ons dan by die doop vanoggend. Ons kom nou by die doop, die teken van hierdie wonderlike verlossing. Wat ons nou van gehoor het. Die doop is meer as net water, dis 'n simbool van Jesus Christus se dood en sy opstanding. In die doop sterf ons sondige self af en ons skuld word weggespoel. Maar nog mooier, ons staan saam met Christus Jesus met 'n nuwe lewe op. Vandag, as ons terugdink nou aan Carly en Lea se doop, wat ons hier gedoen het vandag, as ons dit erken en bely, dat God se genade groot genoeg is, om selfs hulle te red. En ons wat ook getuies is. Ons Abraham geglo het in God se beloftes, glo ons dat Jesus ons nuwe lewe gee. Die doop is 'n teken van die verbond, die herinnering dat ons verlossing nie afhang van ons eie krag of ons eie pogings nie, maar van Jesus se voltooide werk. En dit is 'n oomblik wat ons harte laat klop, dat selfs in die dood van ons sondes, die dood wat Jesus oorwin het, is daar lewe.
En in die doop word ons deel van sy oorbinning. Geliefde gemeente, Romeine 3 vers 9 tot 20 skets hier die baie donker prentjie van wie jy is. Dis die doel van Paulus, wie ons is. Maar vers 21 tot 31 bring die genade van God se redding, dat dit ook vir jou is. Ons sal nooit goed genoeg voel vir God nie, maar hy is goed genoeg vir jou. En glo en klou daaraan vas. Amen. Kom ons dan. Dierbare Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan hoor. En spite van hierdie konstante, swak, sondige, nietige natuur van die mens, is daar vir ons lig. Dis die lig van die evangelie wat die verkondiging van verlossing bring. Dat ons ook kan weet dat daar die verlossing vir ons is. Dankie dat ons weet, Here, dat hierdie sakrament van vanoggend 'n bevestiging is van die reeds bestaande. En dat U nog besig is met die verlossingsplan ook in ons lewens. Dankie dat ons kan weet, Here, dat ons eie pogings ver te kort skiet. Maar dankie ook dat ons kan glo dat U pogings goed genoeg is, ook vir ons. In Jesus naam bid ons in hierdie werking van die Gees. Amen.